Storieman, Omnibus 2, CD1. Bobbejaan en skilpad plant vyebome. Skilpad stap rond en kom by boer se vyebome uit. Hy eet so lekker aan die vye en skilletjies wat afgeval het, dat hy besluit om sommer hier onder die vyebome te woon. Maar Bobbejaan se rondslenter bring hom ook by die vyebome uit. Die ou kwaaddoener is nie tevrede om die vye van die grond af te eet nie. Hy klim in die bome, smyt groen vye af en skeur takke af. Boer kom verwilder hom met sy honde, maar sodra hy sy rug draai, plunder Bobbejaan weer die bome op die gruwelikste wyse. Skilpad raas met hom, maar Bobbejaan lag hom uit. Toe boer besluit om 'n wag onder die bome te plaas, is dit vir Skilpad ook nie meer veilig om hier te bly nie. Hy stel aan Bobbejaan voor dat hulle elk in die veld 'n vyeboom plant, om self oorbaas te speel. Bobbejaan vind die plan goed, maar hy sorg nie vir sy boom nie. Skilpad se boom kry op die regte tyd water. Bobbejaan rinkink net in sy boom. Op 'n dag vra hy vir Skilpad waarom die een boom so mooi groei en die ander een so verspot kwyn. Ek het jou lankal gewaarsku om jou boom water te gee en nie net in die takke skoppelmaai te swaai nie, Antwoord Skilpad. maar jy het mos geen ore nie. Ag, oupa, lag Bobbejaan. Kom nou, gee my raad vir my boom. Skilpad weet voor sy siel dat Bobbejaan tog nie sal luister nie. Daarom reken hy, hoe gouer die boom dood is, hoe gouer sal hy van Bobbejaan ontslae wees. Ek gee my boom kokende water, Sê hy. daarom groei dit so mooi. Toe Bobbejaan die raad volg, gaan sy boom natuurlik dood. Hy besef dat Skilpad hom as prins verkeerde raad gegee het en maak hom klaar om die vent terug te betaal. Hy wag totdat Skilpad se boom vye dra. Skilpad kan mos nie boom klim nie, en Bobbejaan bied aan om die vye af te pluk. Toe hy eers in die boom is, eet hy alleen aan die vye totdat Skilpad uitroep: Wanneer gooi jy dan my vye af? Ek wag mos al lank. Wag maar oupa, die vye smaak nou al te lekker. Gooi dan maar van die skilletjies vir my af. Arrie, oupa, sê Bobbejaan en klap sy tong. Nou smaak die skilletjies weer lekker. Nou maar, gooi dan van die binneste af. Smeek Skilpad. My liewe oupa, terg Bobbejaan. Nou smaak die hele vy so lekker dat ek alles opeet. Nadat Bobbejaan hom knippeldik geëet het, sonder om vir Skilpad eens 'n skilletjie te gee, spring hy uit die boom en stap steen weg. En dag na dag kom hy terug, eet al die ryp vye op en terg Skilpad op die koop toe. Vandag nog word Skilpad mismoedig as hy aan daardie vyeboom dink. Dis waarom hy gewoonlik so verdrietig lyk. Op 'n dag kom skaapwagter in die veld op Skilpad af en tel hom bly op. Hier het ek iets wat die kinders vanaand kan braai, sê hy. Maar toe hy sien hoe verdrietig Skilpad lyk, vra hy wat makeur. Skilpad vertel hom alles van die vyeboom. Wys my jou vyeboom, sê die skaapwagter. Dan sal ek jou nie braai nie, en boonop van die vye vir jou afpluk. By die vyeboom gee skaapwagter vir Skilpad 'n klompie vye en eet self 'n paar. Maar skaars is skaapwagter weg, of Bobbejaan kom gryp Skilpad se vye en eet alles op. Toe skaapwagter die volgende dag weer opdaag, vertel Skilpad hom wat Bobbejaan gedoen het. Wag, ek sal die lelike vent 'n les leer, besluit skaapwagter. En hy plaas sy roer in die boom, maak 'n riem aan die steller vas, laat dit tot op die grond hang en stap weg. Skaars is hy weg, of hier is Bobbejaan weer. Hy vra wat die riem beteken, en Skilpad antwoord:
Trek ek op een manier, dan slaan daardie stok in die boom ryp vye af. En trek ek op 'n ander manier, dan blits en onweer dit dat die wolke behoorlik op die grond hang. Dit jok jy, roep Bobbejaan uit en pluk aan die riem. Hy sien 'n kruitvlam en 'n harde knal bars los. Toe hy die rook rondom op die grond gewaar, skrik hy so groot dat hy die stype kry. 'n Hele ruk lê en skop hy. En toe hy op laas siek wegstap, het hy Skilpad nie gou weer geplan nie. Van daardie dag af wil Bobbejaan die stype kry as hy net 'n geweer sien. En Skilpad, wat amper vasgebrand het omdat hy Asprus verkeerde raad gegee het geleer om op te pas vir die naderdraai van sulke raad. Fritz Deelman en die verlate tuin, deel 1. 'n Mini-deelman vir jonger lesers. Fritz Deelman se vliegtuig styg styl van die dak van sy woonstelgebou in Seepunt op en kry koers na die middestad. Sê jy my nou eintlik sê wat ons 'n professor De Wild se huis gaan maak? Vra Fritz se vriendin Lukie de Klerk wat langs hom sit. 'n Hele lang naweek daar deurbring? Fritz glimlag. Jy is heeltemal reg. Ek het jou nog nie alles gesê nie. Wat jy weet is dat ek Bram De Wild al baie jare ken en dat hy ons vir 'n naweek na Vergezicht genooi het. Wat jy nie weet nie, is dat hy my ook gevra het om alles op te lees oor die insekte, die voëls en ander diere wat 'n mens teen die hange van Tafelberg kan verwag. Hoekom? Vra Lukie verbaas. Ek weet nie. Ons sal maar moet sien. Hulle vlieg nog net 'n kort rukkie, toe 'n ou huis tussen bome teen die berghelling voor hulle verskyn. Fritz stryk neer op die pad wat na die huis loop. Dis Vergezicht, sê hy. Die ou familiehuis. Dis al byna 200 jaar in besit van Bram se familie. Wat 'n pragtige plek, antwoord Lukie. Maar hy kan gerus 'n goeie tuinier kry. Die tuin lyk verskriklik. Voor sy nog iets kan sê, kom professor De Wild by die huis uit en nooi hulle in. Julle is seker al baie nuuskierig, sê hy toe hulle rukkie later binne die huis by 'n lang eettafel gaan sit. Toe maar, ek sal nou alles vertel. Hy wys na 'n rooi voorwerp op die tafel voor hulle. Dit lyk na 'n klein vleiende piering. Daarna haal hy 'n plat doosie uit sy sak. Met hierdie sender, sê hy, kan ek die Magnobiel beheer. Magnobiel? Vra Fritz. Dis reg. So genoem omdat dit van die magneetveld van die aarde gebruik maak om te beweeg. Kyk. Hy druk knoppies op die sendertjie in sy hand. Die Magnobiel, wat skaars 10 centimeters lank is, beweeg oor die tafel. Toe styg dit in die lug op en begin deur die kamer vlieg. Dit is die vervoermiddel van die toekoms, sê professor De Wild. Kom terug, oukie. Die Magnobiel kom sit op sy oop linkerhand. En dit word alles moontlik gemaak deur hierdie kristal op die Magnobiel se neus. Dit is 'n opal, 'n kristal wat veel skaarser en duurder as diamante is. Tot dusver is nog net 'n paar van hulle in 'n afgeleë deel van Brasilië gevind. En op die oomblik is dit die enigste manier om die magneetveld van die aarde op te vang en daarop te ry. Verstommend, sê Fritz. Maar Bram, as mens so 'n kleintjie kan maak, moet dit tog moontlik wees om 'n grootte ook te maak. Groot genoeg vir mense om te gebruik. Ongelukkig nie, sê die professor. Eenvoudig omdat groter kristalle as die een nie bestaan nie. Dan wens ek was klein genoeg om daarin te ry, sê Fritz. Op Vergezicht word vergesigte gesien en wense bewaarheid,
sê Bram de Wild. Ek kan julle albei klein genoeg maak om in die magnobiel te ry. 'n Eeueoue droom is verwesenlik. Ek het 'n toestel ontwikkel wat ek die miniator noem. Dit is nogal soortgelyk aan 'n kernversneller. Dit kan enige voorwerp verklein. Mense ook. Ek nooi julle uit om aan die proefneming deel te neem. Gebruik die magnobiel om my tuin te verken. Speel julle saam? Fritz en Lukie sê byna gelyktydig. Ja. Dan sal ek julle my geheime werkplek wys, sê professor de Wild. Hy rol 'n tapuit op sy en lig 'n swaar luik op. Trappe lei na onder. My voorouers het baie van kelders gehou, sê hy. En dis 'n groot idee. Hier het ek in die loop van baie jare die miniator gebou. Hulle stap agter hom aan, eers by die trappe af en toe deur die een kamer vol wetenskaplike toerusting na die ander. Eindelik kom hy tot stilstand voor 'n reusagtige deur. Die professor raak aan knoppies teen die muur en die deur swaai stadig oop. Hulle sien nou dat dit van lood is, ontsaglik swaar. Ook die mure van die kamer daarachter is van lood. Die miniator, kondig professor de Wild met trots aan. Neem julle tasse saam. Julle gaan op reis. In die kamer sal julle alles vind wat julle op die reis kan nodig hê. Wanneer ek die deur toemaak, sal 'n proses begin wat julle en alles in die kamer binne 'n kwartier tot 1/100ste van sy huidige grootte sal verklein. Moenie bang wees nie. Stap binne. Fritz en Lukie stap in, 'n bietjie aarzelend. Toe hulle binne is, swaai die deur stadig toe. Vir 'n paar oomblikke is dit pikdonker. Toe begin honderde rooi ligstrale deur fyn gaatjies in die wande van die miniator skyn. Hulle hoor 'n dowwe gezoem wat geleidelik harder word. Die hele ronde vertrek voel asof dit begin tol. Die kamer draai nie werklik nie, Lukie, skree Fritz in haar oor. Dis iets anders, iets wat ek nie verstaan nie. Wat dit so laat voel. Lukie hoor hom nie. Die gezoem is nou so hard dat dit voel asof haar hele kop daarvan vol is. Die honderde naaldun flikkerende rooi ligstraaltjies laat haar swak en duiselig voel. Die kamer draai al vinniger. Skielik voel sy so bang soos sy nog selde in haar lewe was. Help! Skree sy en val bewusteloos op die harde vloer. Fritz Deelman sien haar val, hoewel hy haar nie kon hoor skree nie. Ook hy ondervind 'n ontsettende gevoel van angs. Toe word alles swart voor hom, en terwyl hy langs Lukie op die vloer neerstort, is hy nog net vaag bewus van die draaiing van die kamer en die verskriklike gezoem in sy ore. Fritz is skielik helder wakker. Hy lê op 'n harde loodvloer, maar dit hinder hom nie. Hy voel heerlik. Toe sien hy hoe Lukie, wat langs hom op die vloer lê, ook haar oë oopmaak. Het ek gedroom? Vra sy met 'n pragtige glimlag. Hoekom voel ek so wonderlik, so lig soos 'n veertjie? Nee, sê Fritz en help haar oorend. Jy het nie gedroom nie. En jy voel net so lig soos 'n veertjie, omdat jy byna so lig soos 'n veertjie is? Vir die twee mensies op die vloer lyk die versnellingskamer nou soos 'n ontsaglike saal. Die geweldige looddeur swaai oop en in die deur staan professor de Wild, wat nou 100 keer groter lyk as tevore. Hy buig af en sit die rooi voertuig, die magnobiel, langs hulle neer. Jy kan my hoor, Fritz, kom sy bulderende stem. Maar ek kan jou nie hoor nie. Aan die magnobiel is 'n klankversterker. Gebruik dit as jy met my wil praat. Fritz stap na die magnobiel en praat in die mikrofoon wat aan die kant van die voertuig vas is. En nou? Vra hy. Nou begin julle reis.
sê die professor. 'n Reis deur my tuin. En glo my, julle sal wonderliker avonture beleef as enige reisiger deur 'n oerwoud vol gevaarlike wilde diere. Julle gaan dinge ondervind wat geen mens nog ooit ondervind het nie. Is julle gereed? Ons is gereed, sê Fritz. Nou laai dan julle goed in die kar. Op jou sitplek sê jy 'n paar kontaklense vind, Fritz. Hulle is met die laserkanon bo op die dak van die kar verbind. Dra hulle as jy wil, net vir noodgevalle. Nou neem ek julle na die tuin. Julle groot reis kan begin. So gesê, so gedaan. Hulle laai alles in die kar. Daar is kos en komberse en 'n paar ligte laserpistole. Daar is ook 'n swart boekie waarin Bram de Wild alles opgeteken het wat hulle vir die reis hoef te weet. Terwyl hulle inlaai, verduidelik hy vir Fritz hoe om die magnobiel te beheer. Toe hulle ingeklim het, tel Bram de Wild die magnobiel op en dra dit na die voorstoep waar hy dit versigtig neersit. Voorspoed, Sê hy. en totsiens. Hy tree agteruit. Fritz plaas die magnobiel in 'n rad wat dit net 'n paar millimeters van die grond afhou en druk die versneller. Die voertuig beweeg glad vooruit. Daar is net 'n baie sagte gezoem. Verder geen geluid nie. Vergesig se swaar voordeur gaan met 'n dowwe slag agter hulle toe. Hulle ry nou oor 'n grasperk wat lanklaas gesny is. Net 'n kort rukkie later sê Fritz: "Wag 'n bietjie. Sien jy daardie plank? Ek wil jou iets wys." Die magnobiel stryk byna geluidloos neer op 'n ou plank wat in die digte gras lê. Iets wat vir Loekie so groot soos 'n hond lyk, kom vinnig na hulle aan. Dis 'n harige spinnekop, die boosaardigheid self, met tasters wat hy aanhoudend oop en toe maak asof hy rasend honger is en enigiets sal verslind wat voorkom. Sy gil. "Dis maar net 'n springspinnekop, Loekie," sê Fritz. "Omtrent so groot soos 'n ertjiekorrel. En buitendien, hy stel nie in ons belang nie. Kyk daar." Op daardie oomblik het 'n vlieg hy en daarvandaan op die plank kom sit. Die spinnekop skarrel so vinnig in die vlieg se rigting dat mens skaars die beweging kan sien. Toe steek hy vas, wag 'n paar sekondes, skiet weer soos 'n dowwe grys blits vorentoe, kom weer tot stilstand. Die vlieg sit rustig in die son. Hy het nog geen onraad gemerk nie. Hierdie keer spring die spinnekop. En 'n oomblik later hou hy die spartelende vlieg tussen sy voorpote vas en begin dit vreet. "Dis 'n goeie begin vir die lesse wat ons op vergesig gaan leer," sê Fritz. Die spinnekop eet vliee. 'n Sekere soort perdeby vang die spinnekoppe, verlam hulle met haar angel, stop 8 of 10 in haar nes en lê haar eiers op hulle. Wanneer die perdeby se larwes uitbroei, vreet hulle die springspinnekoppe lewend op. "Ag," sê Loekie, "dis naar." "Dis nog nie al nie," antwoord Fritz. 'n Tweede soort perdeby val die perdebynes aan en vreet die eerste soort se kleintjies, of lê haar eiers in die eerste soort se larwes. Vir al wat ek weet, word daardie tweede soort perdeby deur voëls gevang. Die voëls word miskien deur slange gevreet. Dan is daar diere wat die slange vreet, en as daardie diere doodgaan, dan broei daar vliee in hulle uit, sê Loekie, en alles begin weer van voor af aan. Dis reg. Dis wat ons albei moet verstaan voor ons verder gaan. En onthou, mense wat so klein is soos ons, kan ook gevreet word. Ons moet versigtig wees. Die magnobiel beweeg verder. Loekie het intussen na Bram se aantekeninge gekyk en sy skakel die videokamera aan wat voor op die voertuig gemonteer is. Daar is bepaald genoeg om af te neem. Oral om hulle krioel dit van insekte. Verskillende soorte springkaantjies, torre, kewers, spinnekoppies. 'n Mens van gewone grootte stap eenvoudig bo oor so 'n grasperk, sê Fritz. Hy weet nie eens van al die diere onder sy voete nie.
'n entjie verder gewaar Lukie die helder smarag van 'n jong groentjie bo op 'n alwyn. En hulle hoor sy kreet. Byna onmiddellik hierna is daar skelgeluide bo hulle in die lug. 3 of 4 spreeus het tussen die grashalms neergestryk. Een van die voëls, wat vir Fritz en Lukie reusagtig lyk, hou sy kop skief en kyk na die bewegende magnobeel. Toe trippel hy agterna en pik daaraan. Die koepel is te sterk, sê Fritz. Dit sal ons teen die meeste diere beskerm. Maar ek kan nou al sien dat voëls vir ons 'n groter gevaar as insekte gaan wees. Lukie sê, die kontaklense wat Bram jou gegee het, hy het gesê hulle is met die laserkanon verbind. Wat bedoel hy? Dis vir noodgevalle. As 'n werklik gevaarlike dier ons bedreig, hoef ek maar net deur die lense daarna te kyk. Die laserkanon rig homself op dieselfde voorwerp. Op die manier skiet 'n mens altyd in die kol. Oomblikke later beweeg die magnobeel tussen 'n klomp hibiscusstruike deur. Die struike is so dig dat dit 'n dak bo hulle koppe vorm, byna soos 'n regte oerwoud. Kyk hoe pragtig, sê Fritz en trek aan die hefboom wat die magnobeel tot stilstand bring. 'n Entjie voor hulle het 'n kleurige melkbosvlinder, ook bekend as die vors van Afrika, pas op 'n tak gaan sit. Pragtig ja, sê Lukie, maar kyk regs van die vlinder. Wat het Lukie gesien? Dit sal julle in die volgende hoofstuk hoor. Fritz Deelman en die verlate tuin, deel 2. Dis 'n pragtige vlinder, sê Lukie, maar kyk regs van hom. Op dieselfde tak sien Fritz 'n mantis roerloos sit. Die klein driehoekige koppie swaai om en die 2 enorme oë hou die vlinder dop. Tot haar verbasing sien Lukie nog 3 kleiner oogies tussen die grootes. Die mantis begin beweeg, stadig, baie stadig, terwyl haar lyf byna onmerkbaar heen en weer swaai. Sy is nou baie naby die vlinder, wat niks gemerk het nie. Toe is daar net 'n groen weerligstraal en die pragtige vlinder spartel tussen die mantis se lang voorpote. Loskom is min. Die stekels aan die mantis se pote hou die prooi vas. Fritz beweeg verder. Hy is seker, Lukie wil nie sien hoe die pragtige insek verslind word nie. Nou wil ek jou graag iets wys wat vir my baie wonderlik is, sê Fritz, en 'n paar oomblikke later stryk hy op 'n plat klip neer wat nog net onder die skaduwee van die hibiscusstruik lê. Toe die magnobeel neergestryk het, haal Fritz 'n klein masjienkie uit sy tas. Dis 'n afifoon, sê hy. Bram het my aangeraai om een te koop voor ons op hierdie reis vertrek. Waarom? Vra Lukie. Behalwe Bram was daar jare laas mense in Vergesig se tuin, antwoord Fritz. Dis 'n groot plek en daar is iets van alles. Bome, struike, blomme, lappegras, riete, selfs 'n vlei. Gevolglik is dit 'n paradys vir diere, veral voëls. Bram sê hy het al deur die jare meer as 200 soorte voëls hier gesien. Baie van hulle broei hier. Mens kan hulle oral hoor sing, sê Lukie, maar jy hoor hulle meer as wat jy hulle sien. Dis maar altyd so, sê Fritz. Jy hoor 'n pragtige voëlgeluid en jy weet nie wat dit is nie. Maar as ek hierdie afifoon aanskakel, en hy doen dit, kan jy elke voël se sang herken. Lukie luister.
Dis mos 'n Piet my vrou, sê sy. Toe kyk sy verbaas na die afiefoon se skerm. Heel boaan staan die naam Piet my vrou. Langs die naam is 'n kleurfoto van die voël en verder ondertoe is 'n beskrywing van sy gewoontes. Is dit nie wonderlik nie? Vra Fritz. En tog eenvoudig. Die masjien het 'n mikrofoon wat die voëlgeluid opvang. Sy elektroniese geheue bevat die geluide van meer as 800 Suid-Afrikaanse voëls. Wanneer hy die geluid van 'n voël hoor, verskyn die voël se naam en foto op die skerm. As baie voëls gelyk sing, luister hy net na die een wat die hardste klink. 'n Mens kan die mikrofoon ook rig of mik soos 'n geweer om die geluide van bepaalde voëls op te vang. Daar's nou 'n geluid wat jy seker ken. Lucky skud haar kop. Luister weer. Dis tarantale. En daar sien jy hulle ook, daar ver oor die gras loop. 4 van hulle, 5, nee 6. Vir mense soos ons is hulle baie groter as olifante. Gelukkig is hulle ver. Dis 'n kelkiewyn, roep Lucky opgewonde uit. Luister net, kelkiewyn. Dis presies wat hy sê. Dit ken jy tog seker, sê Fritz. Bosduwe wat in die ou huis se dak nes maak. En daar een? Ek weet ook nie, maar die masjien sê dis 'n hoep hoep. Geen twyfel oor daardie gekruis nie. Meeuwe. En daar kom hulle ook, hoog bo ons. Die see is mos maar naby. Maar wat is dit? Rietduiker. Ja, natuurlik. Daar's mos 'n vlei ook op vergesig. Daardie een was 'n houtkapper, of speg, soos party mense hom noem. Die een wat gate in bome pik. Hoekom eintlik? Vra Lucky. Daar woon allerlei goggas en wurms in die boom en dis die speg se kos. Hy maak nes in die boom ook. Hulle bly lank daar sit. Byna elke oomblik is daar elders in die uitgestrekte tuin die geluid van 'n voël en die sensitiewe afiefoon vang elkeen op. Uit die rigting van die vlei hoor hulle die sagte, klane krete van kalkoentjies. Of die helder klioet van bont elsies. Hulle hoor die gekoer van tortelduwe, wat 'n mens aan warm son op eikebome en wingerde laat dink. En van hul neefs die rooiborsduifie, en eenmaal ook van die seldsamer namakwa-duif. Hulle hoor nie net nie, hulle sien ook. Hulle sien Jan Frederiks op die grasperk voor hulle neerstryk. Sien die voëls hul kastanjekleurige sterte skud, hoor hul kenmerkende kreet. Jan Frederik, Jan Frederik, Jan Frederik. Hulle hoor suikervoeltjies. En sien hoe die voeltjies bont juwele in die sonskyn op 'n klomp proteas daar naby neerswiep en die nektar uit die blomme drink. Hulle hoor 'n bokmakierie. En sien tot hul jammerte hoe die voël 'n trapsiekies van 'n oudtydse mirteheining afpik. Hoe kan hy ook weet vir kleurmannetjies word so skaars? Vra Fritz. Daar's nog een. Bokmakierie. Hulle hoor 'n hees gekruis. 2 witborskraaie kom loop 'n rukkie op die gras en verdryf die ander kleiner voëls. Na hulle vertrek het, stryk 'n paar Kaapse kanaries neer.
Behalwe dat hulle nie geel is nie, maar vaal en bruin, lyk hulle byna net soos die makkenaries wat party mense in koue aanhou. 'n Swerm kwetterende mossies sluit by hulle aan. Dis gelukkig ons Kaapse mossie, nie die ingevoerde soort nie, merk Fritz op. Verskeie muisvoëls met 'n lang sterte swiep grond toe. Hulle kom perskes pik wat uit 'n ou boom geval het. In die verte hoor hulle 'n swerm bergpatryse wat in die lang gras wei. Ek het lanklaas iets so moois beleef, sê Lukie veel later. Maar weet jy, dit het laat geword. Sal ons nie dink aan kamp opslaan nie? Goed, sê Fritz. Sê net waar. Lukie kyk op die kaart van die tuin. Hier is 'n lappie varings onder 'n boom, sê sy. Net 'n klein entjie verder. Met 'n ligte gezoom beweeg die magnobiel verder. Onder die varings, met 'n uitsig oor 'n stuk grasperk, hou Fritz stil. Hy neem die swart boekie en blaai daarin. Sê hy na ruk. Bram het aan alles gedink. Hy skryf hier, mensies wat maar 2 centimeters lank is, moet in hierdie wêreld baie versigtig wees, en hy het vir ons voorsiening gemaak. Toe hy klaar gelees het, klim hy uit. Daarna haal hy uit die kar 4 infrarooi ligbakens en plaas hulle in 'n vierkant om die kampeerplek. As enigiets ons nou sou aanval, sal 'n alarm afgaan om ons te waarsku. Daarna bring hy 'n draagbare yskassie uit die magnobiel. Lekker chops en wors, sê hy. Ons kan braai, maar eers 'n bietjie later. Lukie bring 2 kampstoele en 'n tafeltjie tevoorskyn. Dit is laat in die middag. Voor hulle skyn die son nog helder op die gras. Fritz en Lukie sit op die kampstoele en kyk verwonderd na alles wat hulle voor hulle sien. Die lang gras wemel nog steeds van die insekte. Verskillende soorte voëls, spreeus, mossies, koesters en ander, stryk gereeld neer om van die goggas te kom eet. Die koester het 'n kenmerkende roep. Uit 'n boom daar naby hoor hulle die fyn stem van 'n vleevanger. Die vaalvoeltjie sluit aan by 'n aantal swalkies wat vleiende insekte in die lug vang. Kookstertjies, oulike voeltjies met sterte wat op en af wip, soek tussen die halms na kos. Koekies, sê Lukie. Hoor jy? Skielik tel Fritz die verkyker op wat langs hom lê. Hy kyk net 'n kort tydjie daardeur voor hy sê: Ek dog so. Dis sleg. Kyk self. Die akasia daar oorkant. Een van die dorings is dwars deur die liggaam van 'n mossie gesteek. Ja, ek sien, sê Lukie. Dit moet seker die werk van 'n Jan Fiskaal wees, die nare ding. Maar hoekom is jy so ontsteld? Die fiskaal kom nie baie in hierdie omgewing voor nie, antwoord Fritz. Maar waar hy kom, vermoor en verdryf hy die ander voëls. Hoe aklig, fluister Lukie. Die skaduwees word langer, dit word skemer. Skielik gewaar Fritz en Lukie albei 'n tamaai veelkleurige ruspe, maklik so lank soos die magnobiel, wat deur die digte gras na hulle aankom. Hou hom hier weg, sê Lukie senuweeagtig. Fritz stel een van die laserpistole van die tafeltjie op. Ek gaan dit op ligte skok stel, sê hy. Ek wil hom net verdryf, nie doodmaak nie. Nog voor hy kan korrel, sak 'n swart gevleuelde ding op die ruspe neer en gaan sit daarop. Pere by, sê Fritz, en stel sy pistool op volle sterkte. Vir mensies soos ons, een van die gevaarlikste goed wat daar is.
Sover Fritz en Lucky kan sien, is die perdeby besig om haar agterlyf teen die spartelende ruspe te druk. Toe sy hiermee klaar is, vlieg sy weg. Die ruspe swaai sy kop 'n paar keer heen en weer en vertrek toe in 'n ander rigting deur die gras. Hoe dan nou? Sê Fritz in gedagte. Ek weet 'n sekere soort perdeby verlam 'n groot ruspe met haar angel, sleep hom na haar nes en lê haar eiers in sy liggaam. Sy doen dit selfs met gevaarlike diere soos die groot bobbejaan-spinnekop. Maar wat wou hierdie een hê? Ek hoop ek is verkeerd, sê Lucky. Maar ek dink die perdeby het haar eiers sommer dadelik in die ruspe gelê. Ek het so iets gelees. Die ruspe gaan met sy gewone lewe voort. Binne in sy liggaam broei die eiers uit en word larwes wat die ruspe van binne opvreet. En op 'n dag bars hulle gelyktydig uit sy vel. Dan eers sterf hy. Dit is soos 'n gruwelverhaal. Fritz skud sy kop. Hy bring 'n gasbraaier uit die magnobiel. Lucky maak aardappels en groente in 'n klein mikrogolfgaar. Fritz hang elektriese liggies aan die varings. Hulle is van die soort wat van self begin brand as dit donker word. Toe begin hy die vleis en wors braai. Dit is 'n warm aand. Terwyl hulle eet, kyk hulle oor die donker gras uit en luister na die geluid van duisende insekte oral in die ruigtes om hulle. Lucky hou 'n vuurvliegie dop wat vrolik met sy liggie oor die gras beweeg. Skielik is daar 'n ligte gesuis. 'n Groot swart vlek skiet blitsvinnig verby. Die vuurvliegie het verdwyn. Vlermuis, sê Fritz. Hulle jag graag teen skemer, maar moenie bang wees nie. Hulle vang net insekte wat vlieg. Lucky is nietemin 'n bietjie senuweeagtig. Sy skrik toe sy 'n vreemde spookagtige geluid uit die bosse hoor. Wat is dit? Vra sy. Daar's dit weer. Fritz skud sy kop en skakel die aflifoon aan. Dis 'n dikkop, sê hy. Dit sê hier, hy maak baie mense bang. Hulle beskou hom as 'n teken van naderende onheil. Asof ek nie al bang genoeg is nie, sê Lucky terwyl sy koffie skink. Sy's nog daarmee besig toe die noodsein skellend in hul ore weer klink. Iets het deur die beskermende heining gedring wat om die kamp gespan is. Fritz sien net 'n reusagtige rooi gevaarte na hulle aangeskarrel kom, reg op Lucky af. Rooikappie. Eendag was daar 'n dogtertjie. Haar naam was Rooikappie en sy het by haar mamma gebly. Jou ouma is baie siek, sê die ma op 'n dag. Neem vir haar hierdie mandjie kos. Daar's sop en koek en vrugte en beskuitjies. Ek is seker dit sal haar baie beter laat voel. Rooikappie trek haar rooi fluweelmantel met sy rooi kap aan. Haar ouma het dit vir Kersfees vir haar gemaak. Sy dra dit altyd as sy uitgaan. Dit is waarom hulle haar Rooikappie noem. Toe sy deur die bos begin stap, roep haar ma: "Sorg dat jy voor donker huis toe kom en moenie met vreemdelinge gesels nie." Rooikappie se ouma woon diep in die woud. Rooikappie was nog nooit daar nie. Vrolik huppel sy in die paadjie af en swaai haar mandjie geskenke. Toe sy halfpad soontoe is, hoor sy 'n grouwe stem kort agter haar. "Waar gaan jy, Rooikappie?" "Ek gaan by my ouma kuier," sê Rooikappie. Die vreemdeling het skerp tande en deurdringende geel oë, maar die dogtertjie merk dit nie. "Sy's baie siek en my ma het vir haar koekies en beskuitjies en sop gemaak. Kyk!" Die wolf steek sy neus in die mandjie. Baie lekker. Al is ek nou nie self jy's mal oor daai soort goed nie. Vleis vir my. Lekker vleis. Dink jy nie sy sal ook van 'n paar blomme hou nie? Vra hy en wys na 'n paar lappies mooi sleutelblomme wat onder die bome groei. Wat 'n mooi gedagte,
sê Rooikappie. Toe onthou sy, haar ma het gesê sy moenie met vreemdelinge praat nie. Maar sy kon seker nie sulke vriendelike vreemdelinge bedoel het nie, dink sy. Sy sit haar mandjie neer en begin sleutelblomme pluk. Dit neem nogal lank, en toe sy met 'n mandjie vol blomme na die paadjie terugstap, is die vriendelike vreemdeling weg. Teen daai tyd het die wolf vooruitgehardloop en by ouma se kothuis aangekom. Hy klop hard op die deur en roep met 'n fyn piepstemmetjie. Dis ek, ouma, Rooikappie. Kan ek inkom? Draai maar net die knop, skattie. Ek voel te siek om na die deur te kom. Toe gaan die wolf by die deur in en sien die ou dame in haar bedkappie en Charlie in die bed. Sonder om te aarzel, spring hy op die bed en vreet haar op. Die groot, nare wolf trek die slaapkamergordyne toe om alles donker te maak. Toe gaan hy na die hangkas en kry 'n nagkabaai, 'n kappie en 'n Charlie. 'n Paar minute later klop Rooikappie aan die deur. Draai maar net die knop, skattie, Sê die wolf met die ou dame se stem. Ek voel te siek om na die deur te kom. Rooikappie kom in. Dag, ouma, Sê sy. mamma het vir ouma die mandjie kos gestuur en ek het vir ouma 'n paar blomme gepluk. Ek hoop tog ouma voel vandag beter. Des te beter nou dat ek jou sien, Rooikappie, Sê die wolf. Kom binne en maak die deur toe. Rooikappie kom nader en sit die mandjie op die bed neer. Sy sien die wolf se groot ore by die pink nagmus uitsteek. Liewe land, ouma, hoekom het ouma sulke groot ore? Om jou beter te hoor, my kind, sê die wolf. Kom nou nader, dan hou ek jou hand vas. Ouma se hande voel vreeslik grof en harig, maar Rooikappie streel hulle liefdevol. Maar hoekom het ouma dan sulke groot oë? Die wolf se geel oë flits onder die nagmis. Om jou beter te sien, my kind, Sê hy. Toe hy daaraan dink dat hy Rooikappie net nou gaan eet, lag hy in sy mou. En hoekom het ouma sulke groot tande? Om jou beter te eet, my kind, brul die wolf. Hy spring uit die bed en werp hom op Rooikappie. Toe vreet hy haar huidjie en muitjie op. Kappie, mantel, alles. 'n Paar minute later stap 'n houtkapper verby die ou dame se kothuis. Skielik hoor hy 'n vreemde geluid. Dit is die wolf wat lê en snork. Hy tuur deur die venster en sien die wolf op die bed lê. In 'n oogwink raai hy wat gebeur het. Hy sluip by die kothuis in en sny die slapende wolf se maag met 'n skerp mes oop. Daar kom Rooikappie uit. Daar kom ouma uit. Die houtkapper sit sy vinger voor sy lippe. Sssst, gaan haal gou vir my 'n mooi draggie klippe uit die tuin. Toe hulle die klippe bring, pak die houtkapper dit in die slapende wolf se pens. Toe werk hy die wolf se pens met naald en gare toe en gaan skuil saam met ouma en Rooikappie in die kamer langsaan. Die wolf skrik met 'n slegte smaak in sy mond wakker. "Wat 'n aaklige nagmerrie," sê hy. "Ek moes nie so baie geëet het nie." En omdat hy baie dors voel, gaan hy na die dam om water te suip. Maar daar is so baie klippe in sy pens dat hy van die wal in die water val en verdrink. En dit was die einde van die groot, nare wolf. Toe gee Rooikappie vir haar ouma die mandjie vol kos. En toe die ou dame dit geëet het, voel sy alweer baie beter. Rooikappie kuier 'n rukkie by haar ouma. Toe bedank sy die houtkapper weer, sê vir ouma totsiens en stap veilig deur die boshuis toe. En sy het nooit weer met vreemdelinge gepraat nie. Ons het 'n kommandantjie.
Ons het 'n kommandantjie. Sy naam is Joubert. Hy trek met ons stadig, hy trek met ons ver. O hartjie, my hartjie, as ek jou maar kan kry, dan is die ou wêreld soos 'n blomtuin vir my. Haar haartjies gekrul en haar voetjies is kaal. Ek dink aan my hartjie so ver in Transvaal. O hartjie, my hartjie, as ek jou maar kan kry, dan lyk die ou wêreld soos 'n blomtuin vir my. Jakkals en Wolf pas Tier se kinders op. Goue Quint, my storie begin. Wolf het daar langs sit en dink aan 'n plan om Jakkals 'n slag 'n deftige poets te bak. Maar van sy danige diepdink het niks ooit reggekom nie. Toe hy geen plan kry nie, stap hy die veld in. Hier tref hy Ratel aan, besig om 'n byenes uit te haal, en hy roep uit: "Nou toe, neef Ratel, is jy alweer op soek na heuning?" "Wat kan ek anders doen?" antwoord Ratel. "Jakkals, Karnalie, het my sak heuning vir die winterstilletjies kom wegdra. Nou moet ek van voor af heuning soek." "Maar, neef Ratel," begin Wolf, "kan ons nie saam 'n plan maak om Jakkals 'n slag 'n les te leer, sodat hy sy kierangstreke kan staak nie?" "Ek het al baie gedink, maar dat is alles verniet. Ek kan nie 'n plan kry nie. Dis omdat my ma my so baie met die vuurhout oor die kop geslaan het." "Ek kan jou 'n kosterlike plan aan die hand gee," antwoord Ratel. "Vat hierdie stuk heuning en stap in die rigting van Jakkals se huis. Jy weet so goed soos ek hoe nuuskierig is hy. Hy sê jou voorkeur en vra waar jy die heuning kry. Jy antwoord net, dit is van Ratel se heuning. Maar waar dit vandaan kom, is 'n groot geheim, wat ek aan niemand mag vertel nie." "Maar hoe kan dit vir Jakkals in die moeilikheid bring?" val Wolf hom in die rede. Nee, wag, laat ek klaar praat," sê Ratel en wys na 'n klipkrans. En daardie krans is 'n gat waarin Tier se vrou met 4 kleintjies bly. As Jakkals jou genoeg geswat het om hom 'n plek te wys, dan antwoord jy dat jy dit sal doen, mits hy vir niemand vertel nie. As jy by die gat kom, dan sê jy, daar binne is 'n knap sak vol heuning. Loop kyk self, en dis hy binne is. Rol jy 'n groot klip voor die gat, dan sal Tier se vrou met hom afreken. Sy verdra nie dat iemand met haar kinders beter nie." Wolf maak soos Ratel sê. Hy gee vir Jakkals 'n stukkie heuning en maak hom so nuuskierig dat hy uit sy vel kan spring. Na baie gesoebat hoor Jakkals kammer die geheim. Wolf lei hom tot 'n Tiervrou se spilonk en rol 'n groot klip voor die bek van die skeur. Tiervrou is nie op daardie oomblik tuis nie. Jakkals is eers doodbenoud as hy dink wat sy met hom gaan aanvang as sy terugkom. Maar na 'n ruk bedaar hy en maak asof niks besonders gebeur het nie. Wolf is so bly dat hy Jakkals se slag om die bos gelei het, dat hy 'n gat in die lug kan skop. Hy holf dadelik na Ratel om hom te vertel hoe goed sy planne gewerk het. Ratel is tog te trots op sy plan. En die twee lag lekker oor hoe benoud Jakkals nou moet voel. Maar toe Jakkals vir Tiervrou deur 'n loergaatjie in die klip sien aankom, roep hy uit: "Nougie, dis ek, Jakkals, wat die deur toegemaak het. Dis jou geluk dat ek net betyds hier aangekom het. Ek het Wolf hier gekry. Hy wil jou kinders doodmaak. Maar ek het hom gou-gou weggeboener en die klip voor die ingang gerol, sodat ek hulle kan oppas. Dis beter om nie die klip weg te rol nie. As jy jou kinders wil laat drink, kan ek hulle vir jou een deur die venster aangee en terugvat. Hulle is veilig by my. Kyk self, daar lê Wolf se spore nog." En Tiervrou sien, ja waarlik, daar is Wolf se spore. Goue kalf, my storie is half. Maar toe Tiervrou wegstap om Wolf te gaan soek, sodat sy met hom kan afreken, vreet Jakkals een van die kleintjies op. En toe Tiervrou terugkom, het Jakkals danig baie te vertel oor hoe soet die kleintjies met mekaar speel. Hy gee hulle een deur die venster vir haar aan,
en vat hulle terug as hulle klaar gedrink het. Toe dit die 4de een se drinkbeurt is, gee hy weer die eerste een aan, sodat Tiervrou kan dink al 4 haar kinders is nou versadig. En toe Tiervrou wegstap om verder na Wolf te soek, vreet Jakkals nog 'n kleintjie op, sodat net 2 oorbly. Toe sy terugkom om haar kinders weer te laat drink, gee Jakkals die 2 kleintjies elk 2 keer vir haar aan. Elke kind drink nou 2 keer, maar Tiervrou kom dit nie agter nie. Sy stap weer weg, en Jakkals vreet weer 'n kleintjie op. Nou bly net 1 oor. Tiervrou kom terug, en Jakkals gee hierdie kleintjie 4 keer vir haar aan. Maar natuurlik kan die kind die 4de keer nie meer drink nie. Tiervrou vra wat maak hier? Maar Jakkals het dadelik antwoord reg. Ek dink hy is nog nie uitgeslaap nie, maar Nuggie, moet jy tog nie daaroor ontstel nie. Kyk hoe vol is hy nog van die vorige keer se drink, môre gaan dit weer beter. Tiervrou stap weer weg, en Jakkals vreet die laaste kleintjie op. Toe hy haar sien terugkom, bedui hy van ver af met sy poot dat sy geen geraas moet maak nie. Sy stap versigtig nader en Jakkals fluister. Sst, Wolf, lê daar agter in die skaduwee. Rol die klip weg, sodat ek hom een kant kan voorkeer en jy ander kant. Ons moet seker maak dat ons hom in die hande kry. Tiervrou rol die klip weg en Jakkals fluister. Nuggie, staan jy hier? Ek loop ander kant toe om hom skrik te maak. Net as hy hier verbykom, pak jy hom. Dan sal ons op 'n slag 'n les leer. Tiervrou staan en wag geduldig. Maar op laas word sy moeg en gaan kyk wat van Jakkals geword het. Jakkals is baie weg. Tiervrou kry hond se gedagte en hardloop by die grot in. Hier besef sy dat Jakkals al 4 haar kinders opgevreet het. En sy neem haar pligte voor om Jakkals op sy baadjie te gee, waar sy hom ook al in die hande kry. En van toe af moes Jakkals op sy pasoppens wees vir Tier. Goue fluit, my storie is uit. Die heldendaad van Racheltjie de Beer. Aan die voet van die Drakensberge, waar die winter spierwit en dodelik koud word, het die de Beers byna 100 jaar gelede in 'n eenvoudige hartbeeshuisie gaan woon. Die dogtertjie in die huis, Rachel, was net 12 jaar oud en tingerig gebou, maar haar flikse hande het vir niks verkeerd gestaan nie. Haar pa was nie 'n ryk boer nie. Hy het net 'n paar beeste, 'n klompie skape en 'n bok of 2 gehad. En Racheltjie moes hom van kleins af help om vee op te pas en aan te dryf, beeste in te span en koeie te melk. Toe die gesin nog net 'n paar weke lank op die plaas woon, steek 'n hewige storm eenmiddag op. Die gesin het nog nie die geweld van die winter in die deel van die land ervaar nie, maar hulle is deeglik gewaarsku dat geen mens of dier sonder beskutting 'n nag in so 'n storm kan deurleef nie. Terwyl die wolke al donkerder en swaarder afsak aarde toe, en die loeiende wind deur murg en been sny, begin Racheltjie se pa sy klompie vee bymekaar maak, om hulle so gou moontlik in die beskutte kraal te kry. Die klein lammetjies word die huis ingedra, waar hulle beter teen die snerpende koue beskerm kan word. Die nag is amper op hulle, en die sneeu val reeds so skerp naalde uit die swart lug. Net voordat Rachel se pa die kraalhek toemaak, besef hy dat 'n jong kalfie in die veld agtergebly het. Nou moet elkeen wat kan help soek.
Terwyl haar ouers en hul paar plaaswerkers die verste deel van die weiveld fyn kam, soek Rachel en haar klein boetie, skaars 5 jaar oud, in die laagte naby die huis. Haar ma voel nie gerus oor die klein seentjie in hierdie stormweer nie, maar sy wil hom ook nie stoksiel alleen in die huis los nie. Laat hom dan eerder saam met Racheltjie gaan, dink sy. Hulle soek mos nie ver van die huis af nie en sal gou weer terug wees. Maar die storm word selfs erger as wat enige iemand gevrees het. Kort voor lank is dit vir die 2 kinders onmoontlik om in die brullende wind koers te hou, terwyl die sneeu die veld om hulle in 'n onherkenbare wit kombers verander. Geleidelik dring die besef tot Rachel deur dat hulle verdwaal het. Toe haar boetie huilend kla dat hy nie meer verder kan stap nie, tel sy hom op. "Toe maar," troos sy, "ons is sommer nou weer in ons warm huisie." Maar dit word nagdonker. Die minute sleep verby en Rachel word wanhoopig. Haar boetie is aan die verkluim, sy moet hom red. Aan haar eie eisige lyf dink sy skaars toe sy haar baadjie uittrek en dit vir hom aantrek. Met die seentjie in haar arms strompel sy 'n paar tree verder totdat hy weer begin huil. Toe trek sy ook haar rok vir hom aan en bind haar kappie styf om sy gesig vas. Nog 'n paar tree, toe gee sy ook haar onderrok vir hom. Al wat sy aanhou is haar dun onderrempie. Eindelik sien sy iets wat 'n sprankie hoop in haar laat opvlam. Miskien kan sy tog nog haar boetie red. Voor 'n groot muurshoop val sy neer en onder die sneeu vind sy 'n klip waarmee sy die muurshoop begin uithol. Haar arms is lam, haar hande mors dood van die koue, maar sy hou aan. Al stadiger grawe sy, totdat die gat eindelik groot genoeg is dat haar boetie daarin kan pas. In die verskriklikste pyn trek sy haar onderhempie ook vir hom aan, pas haar skoene aan sy voete en gaan lê, heeltemal kaal in die ondraaglike koue, voor die muurshoopgat om die wind en die sneeu met haar eie lyf van haar boetie af te keer. Intussen het haar ouers ophou soek na die kalfie. Al wat nou saak maak, is om die 2 kinders te vind. Die ganse nag deur soek almal op die plaas wanhoopig na Rachel en haar boetie. Met groot komberse en lanterns by hulle, roep, skree en skiet hulle. Maar die kinders is nêrens te vind nie. Met rooidag begin die storm bedaar. En in die eerste lig van die oggend kom een van die helpers op die uitgeholde muurshoop af. Hy roep die ander nader. Hier tref hulle vir Racheltjie aan. Sy is dood. Haar kaal lyfie is net so wit van die sneeu soos die veld rondom haar. In die muurshoopgat lê die seentjie opgekrul. Hy styf verkluim, maar hy lewe nog, danksy Rachel se heldedaad. So het Racheltjie de Beer haar eie lewe gegee om haar boetie aan die lewe te hou. Daarom leef haar naam steeds voort as een van die grootste heldinne in die Suid-Afrikaanse geskiedenis. Doringrosie. Lank gelede was daar 'n koning en 'n koningin wat albei gesê het: "Ag, had ons maar 'n kindjie." Maar hulle het geen kindjie gekry nie. Toe gebeur dit dat die koningin op 'n dag sit in baai en 'n padda kruip uit die water tot op die grond en sê vir haar: "Jou wens sal vervul word. Voordat 'n jaar verby is, sal jy 'n dogter in die wêreld bring." Wat die padda gesê het, gebeur toe. Die koningin skenk die lewe aan 'n dogtertjie, wat so mooi is, dat die koning buite homself van vreugde is en 'n groot fees reël. Hy nooi nie net sy familie, vriende en bekendes uit nie, maar ook die wyse vee, sodat hulle die kind toegenees sal wees en haar sal beskerm. Daar is 13 wyse vee in sy ryk, maar omdat hy net 12 goue borde het waaruit hulle moet eet, moet een van hulle tuis bly. Die fees word met alle pragt gevier, en toe dit eindig, skenk die wyse vee hul wondergawes aan die kind. Die een gee haar deug, die ander een skoonheid, die derde rykdom
En so kry elkeen 'n beurt om maar alles te skenk waarvoor 'n mens op aarde kan wens. Nadat 11 van hulle hul wense uitgespreek het, maak die 13de een plotseling haar verskyning. Sy wil haar wreek, omdat sy nie uitgenooi is nie en roep met 'n harde stem uit: "Die koningsdogter sal haar in haar 15de jaar met die naald van 'n spinwiel steek en dood neerval." En sonder om 'n woord verder te sê, draai sy om en verlaat die feessaal. Almal is verskrik, en toe tree die 12de wyse fee na vore om haar wens uit te spreek. En omdat sy nie die bose wens tot niet kan maak nie, maar dit slegs kan versag, sê sy: "Die koningsdogter sal wel nie dood neerval nie, maar sy sal 100 jaar lank slaap." Die koning, wat graag sy liewe kind teen hierdie ongeluk wil beskerm, reik 'n bevel uit dat alle spinwiele in sy ganse ryk verbrand moet word. Die gawes van die wyse fee word egter almal in die meisietjie vervul, want sy is so mooi, deugdelik, vriendelik en verstandig, dat elkeen wat haar sien haar moet lief hê. Op die dag toe sy 15 jaar oud word, gebeur dit toe dat die koning en die koningin nie tuis is nie, en die meisie heeltemal alleen in die kasteel is. Toe dwaal sy oral rond, kyk na al die vertrekke en kamertjies wat sy wil sien, en kom op laas ook op 'n ou toring af. Sy klim by die smal wenteltrappie op en beland voor 'n klein deurtjie. In die sleutelgat is 'n verroeste sleutel, en toe sy dit omdraai, spring die deur oop en in 'n klein kamertjie sit 'n ou vrou met 'n spinwiel en spin. "Goeiedag, ou vroutjie," sê die koningsdogter. "Wat maak jy daar?" "Ek spin," antwoord die ou vrou en knik met haar kop. "Watter ding is dit wat so vrolik in die ronde draai?" vra die meisie en vat aan die spinwiel. Skaars het sy egter daaraan geraak, of die towerspreuk word vervul en sy steek haar vinger met die naald raak. Op die oomblik toe sy haarself raaksteek, val sy op 'n bed neer wat in die kamertjie staan en raak vas aan die slaap. En hierdie slaap brei oor die ganse kasteel uit. Die koning en die koningin, wat pas tuis gekom en by die saal ingestap het, raak aan die slaap. En die hele koninklike hof saam met hulle. Die perde in die stal slaap ook, en die honde op die werf, die duwe op die dak, die vlee teen die muur, ja, selfs die vuur wat in die hert flikker, word stil en sluimer in, en die kos hou op met braai, en die kok, wat die kombuiskneg aan die hare wil beetkry omdat hy iets verkeerd gedoen het, laat los hom en raak aan die slaap. En die wind gaan lê, en aan die bome voor die kasteel roer geen blaartjie meer nie. Rondom die kasteel begin 'n doringheining egter groei, en dit word elke jaar hoër, en groei op laas oor die hele kasteel, en bedek dit, sodat dit glad nie meer gesien kan word nie, selfs nie eens die vlag op die dak nie. Maar die storie van die mooi slapende doringrosie, want so word die prinses genoem, versprei oor die hele land, sodat daar elke nou en dan prinse kom om deur die doringheining te probeer dring en in die kasteel te kom. Hulle kry dit egter nie reg nie, want die dorings groei so dig dat die jongmans daarin verstrengel raak en 'n jammerlike dood moet sterf. Na baie jare kom daar weer eens 'n prins in die land en hoor hoe 'n ou man vertel dat die doringheining 'n kasteel bedek waarin 'n wonderskone meisie, prinses Doringrosie, reeds 100 jaar lê in slaap. En saam met haar slaap die koning en die koningin in die ganse koninklike hof. Die man het ook van sy oupa gehoor dat baie prinse reeds hierheen gekom het en probeer het om die doringheining te deurdring, maar hulle het daarin verstrengel geraak en gesterf. Toe sê die jong man, "Ek is nie bang nie, ek wil Doringrosie gaan sien." En die goeie ou man kan doen net wat hy wil om die prins van sy plan te laat afsien. Hy luister nie na sy waarskuwings nie. Maar die 100 jaar is net mooi verby, en die dag waarop Doringrosie weer sal ontwaak het aangebreek. Toe die prins nader aan die doringheining gaan, sien hy net groot, pragtige blomme, wat van self aan mekaar skei en hom ongedeerd deurlaat, en agter hom weer toevou in 'n heining vorm.
Op die kasteelwerf sien hy die perde en die bontjaghonde wat lê en slaap. Op die dak sit die duwe met hulle koppe onder hul vlerke. En toe hy in die kasteel kom, slaap die vliee teen die mure en die kok in die kombuis, met haar hand reeds uitgesteek asof sy die kombuiskneg wil gryp, en die diensmeisie sit voor die swart hoender wat gepluk moet word. Toe stap hy verder en sien in al die sale al die howelinge wat lê en slaap. En bo by die troon lê die koning en die koningin. Hy stap nog verder en alles is baie stil. Op laas kom hy by die toring uit en hy maak die deur oop van die kamertjie waarin Doringrosie slaap. Daar lê sy. En sy is so mooi dat hy sy oë nie van haar kan afhou nie. En hy buig en gee haar 'n soen. Net nadat hy haar met sy lippe aangeraak het, gaan Doringrosie se oë oop en sy word wakker en kyk hom vriendelik aan. Toe stap hulle saam onder toe en die koning word wakker en ook die koningin en al die howelinge en hulle kyk mekaar met groot oë aan. En die perde op die werf staan op en begin beweeg, die jaghonde spring op en kwispel hul sterte, die duwe op die dak trek hul koppies onder hul vlerke uit, kyk om hulle rond en vlieg weg. Die vliee teen die mure kruip verder, die vuur in die kombuis kry lewe, dit begin flikker en die kos kook, die braaibout prut, die kok gee die kombuiskneg 'n oorveeg, die kneg gil en die diensmeisie pluk die hoender se vere. En toe is die prins en Doringrosie se bruilof met pragt en praal gevier en hulle tot aan die einde van hul dae gelukkig gelewe.